Handelinge 17 vers 15 tot 34, Paulus in Athene, sy rede op die Areopagus. En die wat Paulus begelei het hom tot by Athene gebring, en nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timotheus om so gou moontlik na hom toe te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikureëse en die Seosyne wysgeere het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het, en hulle het hom geneem en op Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word, want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hul woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hom moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarom hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal die weer hieromtrent hoor, en so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle.